Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel. Ons probleem is sonde. Ons lees in Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Met ander woorde, rig jou aandag op God, dan sal jy van binne na buite verander word. Ware verandering is 'n interne werk. Jy mag dinge dalk 'n dag of 2 met geld of stelsels verander, maar die kern van die saak bly staan. Dit gaan oor wat in jou hart is. Laat my toe om meer spesifiek te wees. Ons probleem is sonde. Nie finansies nie, nie begrotings nie, nie verhoudings nie. Ons probleem is sonde. Ons is in rebellie teen ons Skepper. Ons is geskei van ons Vader. Ons is afgesny van die bron van lewe. Of jy nou 'n nuwe president of 'n nuwe beleid of nuwe reëls maak, dit sal nie die saak regmaak nie. Dit kan slegs deur God opgelos word. Daarom gebruik die Bybel drastiese terme soos verlore, bekering, berou, gered. Die samelewing mag dalk homself opknap, maar slegs God kan herskep. Slegs God is magtig om te bewaar en te bevry. Ons almal ken die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego wat in die brandende vuuroond gegooi is. Hulle het geweier om neer te buig en die goue standbeeld wat deur koning Nebukadneser opgerig is, te aanbid en is gevolglik met toue gebind en in die vuur gegooi. Hulle was van binne na buite verander en het nie toegelaat dat die wêreld vatkans op hulle lewe kry nie. Ons lees in Daniël 3 vers 27. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggaam gehad en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie, en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Hierdie gebeure het die heidense wêreld geskok. Die koning het in verbasing opgespring en sy soldate gevra, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning, omdat hulle vir hulle lewens gevrees het. Die koning antwoord toe en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Wanneer die wêreld jou vasbind en in die vuuroond gooi, omdat jy weier om aan sy beeld getrou te wees, omdat jy weier om die goue beeld van hierdie wêreld te aanbid, is die enigste ding wat die vuur sal wegbrand, die boeie en die bande wat die wêreld op jou geplaas het. Jesus self sal saam met jou deur die vuur loop. Nebukadneser het beveel dat die manne uit die vuuroond gebring moes word. Hulle moes ondersoek word van kop tot tone en is bevind dat hulle klere en hulle hare eers geskroei was nie. Daar was nie 'n reuk van rook aan hulle gewees nie. God sal jou deur allerlei vurige beproewinge lei, sonder dat jy enige skade aangedoen sal word. Jy sal uitkom aan die ander kant en jy sal die Here loof en prys vir sy goedheid. God is in staat om jou te verlos en hy sal ook as jy hom vra. Met ander woorde, rig jou aandag op God, dan sal jy van binne na buite verander word. Gaan kerk toe, lees jou Bybel, bid, omring jou met geestelike vriende wat sterk staan in hulle geloof in God. Ons probleem in hierdie wêreld is sonde, en sonde word deur Satan gebruik om ons mismoedig te maak,
om verhoudings te vernietig, om ons geestelike gesondheid op die punt te kry dat ons eie lewens wil neem, omdat ons oë van Christus afgehaal het. Maar hou goeie moed, Jesus het reeds die wêreld oorwin. Ons Hemelse Vader, dankie dat U die probleem van sonde kom aanspreek het deur die Seun wat aan die kruis gesterf het. Here, dankie dat ons van binne na buite toe kan verander, wanneer ons vra dat U in ons lewens kom woon. Here, gee dat ons oë gefestig sal hou op U en nie sal vergeet dit wat U vir ons gedoen het nie. Dat ons nie ons oë sal rig op die wêreld en die wêreld ons sal verblind vir die goedheid en die guns wat U aan ons bewys het nie. Ons dankie vir die genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek groet U tot volgende keer. Totsiens.